Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens. Welkom ook aan alle besoekers wat saam met ons is en mense wat ook oor die internet inskakel. Dit is vir ons 'n geseënde dag om so saam by mekaar te kom en die Here ook te kan dien. Ek sal ook 'n geseënde Moedersdag vir al die ma's sê vandag. Mag julle ook 'n wonderlike dag hê en ook bederf word en mag ons saam ook aan die wonderlike werk dink wat julle ook doen en vir ons beteken. Kom ons begin ons diens vooraf. Ons gaan saam sing uit 2 liedere, Psalm 46 vers 1 en 2 en dan lied 190. Geliefdes, ek wil weer teruggaan na die vorige skyfie toe en net julle aandag daarop vestig wat ons gesing het, is dat ons die Here bid om ons geloof so te versterk dat ons kan sien hoe sy redding vir ons is. So as 'n mens dink aan Psalm 121, waar hy die woordem kom wat ons vandag ook as gemeente saam gaan sê, dan is die psalmdigter is hy in 'n vallei en die situasie wat hy voorstel, wat hy van praat, is hy's omring deur die vyand. En natuurlik sal hy opkyk na die berge toe, want sy maters kan daarvan af kom om te red.
Maar hy besef as hy opkyk na die berge, dat sy redding kom van die Here. En dit is asof sy geestesoë oopgaan en hy kan sien net sy redding is net in die Here. En dis ook ons wotum vandag, ons openlike verklaring, dat ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Ontvang ek nou die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking vir die Heilige Gees. Amen. Ons gaan antwoord op die seën wat ons nou ontvang het, deur saam te sing uit Psalm 103, daarvan gaan ons vers 1, 2 en 3 saam sing, en ons sing met die wete dat God by ons is, dat ons sy naam loof en prys, en dat ons iets van sy heerlikheid ook saam ervaar. Kom ons sing saam, ons staan op en dan sing ons dit saam. Geliefdes, as gemeente kan ons saam ons geloof in die Here bely en so ook weet dat dit wat ons glo werklik die waarheid is. Kom ons bely dit saam deur in ons harte ook die volgende woorde te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel ondergaan het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van my en jou sondes, die opstanding van ons liggame, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ek kan sit. Ons gaan verder ook bely dat ons in die Here glo deur saam te sing uit Skrifruiming 12:3. Skrifruiming 12:3, daarvan gaan ons vers 1 en 2 saam sing, en daarna gaan ek vir ons die wet van die Here ook saam lees. Geliefdes, ons gaan saam lees uit die wet van die Here uit Eksodus 20 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Die tema van ons prediking vanoggend is dat, of eintlik van ons hele diens is, dat ons kan glo, maar dit beteken nie altyd dat ons die werklikheid van God se redding ervaar nie. En ons gaan uit die prediking sien dat een van die dinge wat ons verhoed eintlik om te sien, om dit te ervaar, is dat ons nie besef hoe groot ons eie sonde is nie. En dit is wat die wet vir ons doen. Die wet wys vir ons hoe groot ons sonde is. En wie jy in jou wese eintlik is voordat God jou hart verander het. Jy is in jou wese iemand wat wegvlug van God af. Ons gaan dit ook sien uit Efesiërs 2. So vir my en jou om hier te sit en te wil luister na die wet van die Here, om sy wet te wil gehoorsaam, het daar iets in ons harte gebeur wat ons eintlik nie met woorde kan omskryf nie. En dis die groot opstandingskrag van Jesus Christus wat in ons harte werk, wat ons moet raak sien. En dis wat die wet ook vir ons doen. Ons sien hoe sondig ons is, maar dan sien ons die groot krag van Jesus Christus wat ons harte omgeswaai het om God nou te wil dien uit dankbaarheid. So besef dit wanneer ons die wet van die Here lees. Ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat. Ons wil nie hierdie wet gehoorsaam nie. Maar die Here werk kragtig deur sy opstandingskrag in jou hart om hom te wil dien. Om sy wet te wil gehoorsaam, want jy is sy kind. Kom ons luister na die Here se wet uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. In die Nuwe Testament sien ons die Here is ons God, wat ons van sonde bevry het deur sy seun Jesus Christus. En omdat hy ons God is, daarom wil hy hê ons moet anders leef. Daarom werk hy in ons harte om anders te kan leef. En daarom wil hy hê, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo,
of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons sing nou weer saam. Ons gaan saam sing, ek wil net kyk of ek dit hier reg het, uit Psalm 25, vers 2 en 4. Kom ons sit so en dan sing ons dit saam. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader. U grootheid is ondeurgrondelik. En iets daarvan ervaar ons wanneer ons U wet lees en besef ons is verander. Ons is nie meer dieselfde mense nie, ons wil U dien. En ons kan dit nie uit ons eie reg kry nie, ons kry dit net reg deur die opstandingskrag van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees in ons harte. Vader, help ons as gemeente om dit vandag te sien.
want ons glo nie, maar soos die gemeente in Efese, kan daar die gevaar bestaan dat ons glo, maar nie krag werklik ervaar nie. Nie dit sien nie. Nie dit so helder sien soos ons moet dit sien nie. En daarom raak ons vinnig moedeloos en ons voel soos verloorders in hierdie wêreld, maar die teendeel is die waarheid. Ons is meer as oorwinnaars deur ons Here Jesus Christus. Vader, ons gebed vandag is, open ons geestesoë, sodat ons die heerlikheid van U roeping kan sien. Sodat ons die heerlike erfenis wat vir ons wag kan raak sien. Sodat ons die krag kan sien waarmee U in ons harte werk. Want wanneer ons dit sien, gee dit ons nuwe hoop. Gee dit ons nuwe krag om vir U te leef. Werk ook nou so in ons hart, soos U elke dag doen, deur die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou weer saam sing uit Psalm 119 vers 33 en 39 en daarna lees ons uit die Here se woord. Ons gaan vandag saam lees uit Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot en met vers 23. Ek het eintlik nie woorde om die grootsheid van hierdie gedeelte en wat vir ons verduidelik word te beskryf nie. En 'n mens staan maar eintlik net verstom as ons hierdie gedeelte lees. Kom ons lees saam uit die Here se woord uit Efesiërs 1. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om my God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid, dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet, wat 'n hoop sy rykdom inhou, en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood
opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ons fokusvers is vers 18, alhoewel ons op die hele gedeelte gaan fokus. Vers 18 staan daar, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou. En wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Geliefdes, die prent van die bril wat jy daar sien is vir baie van ons eintlik 'n bekende verskynsel. Veral as jy al jare 'n bril gedra het. Wanneer jy nie jou bril gebruik nie en jy kyk vir iets, dan lyk dit eintlik wasemrig en jy sien nie veel nie. Maar sodra jy jou bril opsit, dan kom alles in fokus en dit is asof 'n mens, dink net as jy vir so 'n berg kyk, dan sien jy sonder jou bril die buitelyne van die berg en dit kan vir jou mooi lyk. Maar sodra jy jou bril opsit, dan is alles in fokus en jy sien alles in detail en jy sien die mooiheid en die asemrowendheid van dit wat om jou is. En jy staan eintlik verstom oor al die detail wat jy kan sien, die mooiheid wat jy sien. Wat Paulus hier beskryf, is oneindig meer as wat jy sal kan sien enige plek in die skepping. Dis veel groter, veel mooier. Want Paulus kom en hy bid dat die Here hierdie geestesoë van die gelowiges sal open, so sal verhelder dat hulle hom werklik kan ken. Dat hulle hom sal sien en ervaar, want hierdie is nie net 'n boekekennis dat jy feite van God leer ken het nie, maar dat jy werklik hom sal sien vir wie hy is. Paulus wil hê hulle moet weet wat 'n hoop hulle het in hulle roeping en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat vir ons wag. Dis waarvoor hy bid, dat ons werklik mooi ons visie sal kan sien van wie God werklik is. En wat opmerklik is van hierdie gedeelte is dat hy bid vir gelowiges. Dis mense wat klaar in die Here glo. Inteendeel, hy sê net die vorige gedeelte, hulle is uitverkorenes van God wat deel het aan sy verlossing. Maar tog bid hy dat hulle geestesoë verhelder moet word. Want weet jy, sonder die permanente werking van die Heilige Gees, lyk ons visie van wie die Here is eintlik redelik dof. Maar dan kom die Here deur die krag van die Heilige Gees, deur dieselfde krag waarmee hy Christus uit die dood uit opgewek het, en ons leer hom deur sy woord en sy Gees ken, en ons sien iets van sy heerlikheid. Maar ons moet daarop ingestel wees, nê? Ons moet daarop fokus, want anders gaan ons in ons lewe verby soveel dinge sonder om werklik te sien wie die Here is. En daarom die vraag wat vandag die hele tyd in elkeen van ons agterkoppe moet wees, is ervaar jy nog elke dag dieselfde krag waarmee Christus uit die dood uit opgestaan het? Ervaar jy dit? Of is dit 'n kennis wat jy het? Of ken jy die Here? En dis ons gebed vandag.
Mag die Here deur sy Gees aan ons ook die wysheid gee en hom so aan ons openbaar, dat ons hom werklik kan ken. Mag hy ons geestesoë so verhelder, dat ons kan weet watter hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir ons bestem het. Maar voordat ons kyk na wat 'n hoop dit is waaraan ons vashou, wat ons moet sien, wat maak ons visie so dof? Want Paulus verduidelik met sekerheid dat daar realiteit is wat elkeen van ons moet sien en ervaar, maar soms ervaar ons net nie hierdie nie, omdat ons geestelik blind is. So wat maak ons geestelik blind? Uit die boek Efesiërs sien ons dat daar eintlik 3 dinge is wat ons geestelik blind maak. En dit is dat ons nie so goed ons sonde sien nie. Ons sien nie die bose magte, of ons besef nie die bose magte wat om ons is nie. En dan, die derde ding wat hy in hierdie teks genoem het, is ons besef nie wat met Jesus gebeur het na die opstanding nie. Ons sien dit nie permanent nie. Die eerste ding is, ons sien nie eintlik ons sonde meer nie. Dis waarmee die wet ons help, nee. As ons die wet lees, dan sien ons sonde, maar ons dink baie keer aan sonde as, ag, dis maar net weer 'n foutjie wat ek gemaak het, nog 'n foutjie. Maar Efesiërs 2 vers 1 sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings. Geliefdes, dis waar vir elkeen van ons. Ons was dood. Al wat ons wil doen is wegvlug van God af. Dit beteken ons het 'n baie groter probleem as net slegte keuses wat ons elke dag maak. Die feit dat jy in die Here glo en vir hom probeer leef, beteken dat daar 'n ondenkbare krag in jou hart werk om dit om te swaai. Die feit dat jy vandag hier sit, beteken dat die Heilige Gees in jou hart gewerk het om hiernatoe te kom. Dit is dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek het, dieselfde krag wat in jou hart werk. En weet jy, soms raak ons net so gewoond daaraan. Veral as ons van kleins af in die Here geglo het. En ons sien nie altyd hoe groot hierdie krag in ons werk nie. Dis die eerste ding wat ons geestelik eintlik in 'n mate blind maak en wat ons weer 'n bietjie op moet fokus, want as jy daarop fokus en sien hoe jy verander is, dan besef jy wat 'n krag in jou hart werk. Selfs as jy besef hoe jy teen sonde stry en partykeer die krag kry deur die werking van die Heilige Gees. Ons kry altyd die krag deur die werking van die Heilige Gees om teen ons sonde te stry. Dan gaan jy besef hoe groot die krag van die Here is. Volgende ding wat ons baie keer net mis, en die rede hoekom ons geestelik blind is en nie die krag van God ervaar en sien nie, is omdat ons nie besef wat 'n magte, bose magte daar in die wêreld aan die werk is nie, veral in die eeu wat ons leef. Daar's soveel mense wat selfs net ontken dat die duiwel bestaan. Maar Paulus beskryf dit as 'n absolute werklikheid. Hy sê in Efesiërs 2 vers 2, julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Hoekom wil ongelowiges nie in die Here glo nie? Hoekom wil die mens nie erken dat God bestaan en dat hy regeer nie? Want daar's iets anders in hulle aan die werk. Hoekom wil ons net streef na oorlog en verwoesting? Ons stryd, sê Paulus in Efesiërs 6 vers 12, is nie teen vlees en bloed nie, maar elke mag en gesag wat daar heers in die lig. En geliefdes, as ons dit net besef, dat ons beskerm word elke dag deur Christus, en die feit dat jy hier kan wees, en nie oorweldig word deur die bose magte en die duiwel nie, is bo ons verstand.
Dis die opstandingskrag van Christus wat elke dag aan die werk is in ons lewens. En sonder hierdie mag kan jy nie een enkele oomblik bestaan nie. Dis wat ons moet raak sien. Dis waarop ons moet fokus. Is om die krag van Christus te sien. Die derde rede hoekom ons baie keer nie die Here se opstandingskrag sien en ervaar nie, is omdat ons nie genoeg fokus of dink aan wat werklik gebeur het nadat Christus uit die dood uit opgestaan het nie. En Paulus beskryf dit in Efesiërs 1 vers 20 en 21, as hy sê dat Christus is uit die dood uit opgewek en hy sit aan die regterhand van God. En ons het dit bely, nee, ons bely, hy sit aan die regterhand van God. Maar wat doen hy aan die regterhand? Hy regeer. En hoe groot is sy krag? Paulus beskryf dit, hy sê, hoog bo elke mag en gesag, bo elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Dis hoe groot Christus se krag is. Wat hy nou uitoefen in die hemel. En hy regeer oor elke mag en gesag, oor elke krag en heerskappy. Daar's nie iets op hierdie aarde waaroor hy nie regeer nie. Hy hou alles met sy magwoord in stand. Dis wat jy moet sien. Want as jy dit sien, dan het jy nie net 'n koppe kennis van wie God is nie, maar jy ervaar, hy is by my. Dis hy wat vir my krag gee om elke dag op te staan. Dis hy wat vir my krag gee om teen die sonde te stry. Dis hy wat my beskerm in hierdie wêreld wat beheer word deur die Gees in die lig. Dis hy wat aan die regterhand van die Vader sit en oor my regeer en vir my sorg. En omdat ons hierdie groot krag van die Here nie werklik sien nie, dis hoekom ons moedeloos raak. Want as jy in alles die Here se groot mag en sy almag kan sien, dan sal jou omstandighede jou nie moedeloos maak nie, want jy sal God werklik ken, om ervaar en weet dat selfs in jou hopelose omstandighede het jy hoop in hom. Jy is nie sonder hoop nie. Maar soms leef ons soos mense sonder hoop nie. En daarom hierdie gebed. Daarom moet ons as gemeente en individue elke dag hierdie gebed bid. Here, help my, verhelder my deur u werk of deur die werking van die Heilige Gees, sodat my geestesoë helder kan word, sodat ek weer in fokus kan sien wie u is, wat 'n hoop ek het in u, wat 'n heerlike erfenis daar is vir my wat op my wag. Maar ons kan dit nie regkry sonder die Heilige Gees nie. Geliefdes, dit is net die Heilige Gees wat dit in ons hart werk. Dis hoekom ons bid dat die Heilige Gees ons helder moet laat sien. Die Heilige Gees moet ons verhelder, want sonder hom kan ons nie sien wie die Here werklik is nie. Ons kan Bybel lees, preke hoor, ons kan selfs by die kerk betrokke wees, maar ons kan nog steeds blind wees vir die krag wat die Here om ons uitvoer. Blind wees vir sy heerlikheid, vir die hoop wat daar is vir ons. Dit is eintlik so belangrik, nee, ons het nie net meer inligting die hele tyd nodig nie, en inligting is goed, maar ons het verhelderde harte nodig. En daarom ons gebed, Here, maak dat ek weer werklik kan sien. Maar wat moet ons sien? Paulus verduidelik 3 dinge wat ons moet sien. Hy sê, ons moet sien die hoop wat God se roeping inhou, die rykdom van ons erfenis, en dan moet ons ook die grootheid van God se krag sien. Daai 3 dinge moet ons sien. Die hoop van God se roeping, die rykdom van sy erfenis, en dan ook die grootheid van sy krag. Hy begin dan sê hy, ons moet die hoop van God se roeping sien. Geliefdes, die Here roep ons, elkeen, deur sy woord en sy gees, dis die middele wat hy gebruik om ons te roep hy om sy kinders te wees.
En dan is die roeping, sê Paulus, is gegrond in die heerlikheid van God. Hoor wat sê hy? Hy sê, ek bid dat God, die God van ons Here Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees julle die wysheid sal gee, om hom so te openbaar aan julle, dat julle hom werklik kan ken. Dan sê ek bid, dat julle geestesoë so verhelder word. So die heerlikheid van God is amper die grondslag van die roeping. Wat is die heerlikheid van God? Die Griekse woord kan vertaal word met eer, heerlikheid en glorie. En as 'n mens net daaraan dink, dan moet jy verstom raak. Want ons sien iets van die heerlikheid van God in sy skepping raak. Dink net aan die grootsheid van die skepping, dat elke mikroorganisme of elke groot iets wat die Here geskep het, soos 'n ster of 'n maan of planete, alles getuig van die heerlikheid van God. En hy roep ons om hom te kan ken. Om te weet wie hy is, om te weet dat hy nie net 'n God is wat alles gemaak het, groot en klein nie, maar hy is jou Vader. En hy roep jou om in 'n verhouding met hom te wees deur die versoeningsdood van Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. Hy roep jou om weer beeld van God te wees. En nou as Paulus praat oor hierdie kennis van die Here, dan is dit soos ons gesê het, nie 'n teoretiese kennis nie, dit is, ek ken hom. Ek weet wat God doen. Ek weet in my omstandighede is hy besig om in my lewe te werk, want ek het ervaring van wie hy is. Ek het sy eer, heerlikheid en glorie al ervaar. En dis wat ons moet leer. Ons moet leer dat God ons geroep het om in Christus sy kind te wees en tot sy eer te leef. Dis waarvoor ons bid, dat ons sien wat 'n groot hoop daar is in die roeping wat die Here vir ons gegee het. En wat 'n roep of wat 'n hoop is daar, is die feit dat hy jou Vader is. So hy het jou geroep om sy kind te wees, om vir hom te leef, maar wat 'n hoop is daar in sy roeping, is dat hy by jou is. Geliefdes, dit beteken ons is nie maar net vasgevang in vandag se probleme nie. Ons is nie maar net vasgevang in ons sonde, of ons leef ook nie net uit onsekerheid en inleiding nie. Nee. Die realiteit is God het 'n toekoms voorberei vir sy kinders. Die realiteit is God is in beheer en hy hou wag oor ons en hy skenk ons oneindig baie hoop in sy roeping. Dat hy jou roep om sy kind te wees, maar hy roep jou nie net sonder om vir jou krag te gee nie, hy werk in die Heilige Gees kragtig in jou, sodat jy krag kan hê om vir hom te leef. As jy moeg is, onseker of moedeloos, onthou dit. Onthou, God het jou geroep. Hy roep jou tot 'n lewe saam met hom. Maar die volgende wat ons moet raak sien is die rykdom van God se erfenis. Hoe wonderlik is dit om te weet dat God vir jou 'n erfdeel bestem het nie. En wat is hierdie erfdeel? Dit is 'n erfdeel saam met Christus by die ewige lewe. Waar ons saam met hom op die nuwe aarde gaan leef, saam met hom gaan regeer, waar ons saam met ons medegelowiges wat ons vooruit gegaan het, gaan wees. Sonder hartseer, sonder dood, sonder siektes. Dis die erfdeel wat vir jou voorberei is. Wat reeds 'n realiteit is en partykeer sien ons dit net nie raak nie, nê. Partykeer leef ons net vir vandag en vir die volgende week, maar ons het nie 'n ewigheidsperspektief dat ons sien dis waantoe jy op pad is nie. Jy is meer as oorwinnaar, want hierdie erfdeel is reeds vir jou in bewaring gehou deur God se krag.
En ons gaan die volheid van sy redding ervaar wanneer Christus weer kom. Geliefdes, ons leef baie keer as arm mense, arm gelowiges en ons moet besef, ons is ryk in Christus. Ons is koningskinders. Ons identiteit word nie bepaal deur wat ek besit of wat ek verloor het of hoe ek voel, wat ek bereik het nie. Ons identiteit word bepaal deur die feit dat ek 'n erfgenaam is van die Seun van God. Sien jy dit raak? Besef jy dit in jou omstandighede? Verseker nie genoeg nie, nee. En daarom ons gebed. Here, verhelder U ons geestesoë, sodat ons kan sien. Die derde ding wat ons moet sien is die grootheid van God se krag in ons. Sy onuitputlike krag. Dit is asof Paulus hierdie gedeelte skryf, maar hy kan nie ophou praat van die groot krag wat daar in die werk is in ons, die krag van wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. En hier kom Paulus eintlik by die klimaks van die gedeelte, want hy wil hê die gelowiges moet die onuitputlike krag van God sien, sy grootheid wat hy in jou werk, sodat jy hom kan ken. En wat 'n krag werk in my, dis dieselfde krag wat in Christus gewerk het en hom uit die dood uit opgewek het. Dis die krag wat jy nou reeds in jou het, deur die werking van die Heilige Gees. Ons is nie oorgelaat aan ons eie genade nie. Nee, die Here gee ons sy Gees en hy werk hierdie krag in ons. En weet jy, Christus is 'n bewys van die krag wat in ons werk. Die graf wat leeg is, die feit dat hy opgestaan het en ons gaan die opvaarding nou Sondag of Donderdag weer ervaar en beleef en daaraan dink. Maar die feit dat hy opgevaar het na die hemel toe en hy sit aan die regterhand van God, is die bewys dat jy 'n kragtige werking in jou hart het. Omdat Christus dit ervaar het, omdat hy dit deurgemaak het en ons bewyse daarvan het in die skrif, kan jy verseker weet, al sien jy dit nie altyd nie, hierdie krag is in my. Al is dit nie altyd jou ervaring nie, Christus is die bewys dat dit die werklikheid is. En Paulus verduidelik nou die groot krag wat in ons werk. Hy sê, dis dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is. Geliefdes, die krag wat in jou hart werk, kan nie eers deur die dood gekeer word nie. God het Christus uit die dood uit opgewek deur die werking van die Heilige Gees en daarom gee hy jou die krag, jy wat geestelik dood was, om te lewe vir hom. Hy werk met dieselfde krag in jou hart en hy maak ons lewe, hy herstel gebroke mense. Hy het die sonde oorwin en hy bring nuwe hoop. En hy doen dit daagliks in jou lewe. Die tweede krag die tweede uitbeelding van die krag wat in ons werk, sê Paulus, is Christus wat sit aan die regterhand van die Vader. Christus is opgewek en hy sit aan die regterhand en daar regeer hy en hy kom om ons te verlos. En die derde krag wat 'n bewys is van die krag wat in ons werk, is Christus wat bo elke mag en gesag is. Hy regeer nou oor elke mag en gesag, elke krag en heerskappy. Christus is alles vir almal. Ons hoef nie bang te wees nie, want hy is by ons. Hy regeer van nou af tot in ewigheid. En dan nog 'n groter troos. Is hy regeer tot voordeel van sy kerk. Het is wonderlik om daaraan te dink, nee, dat God het alles onder die voete van Christus geplaas en hom hoof gemaak en in besonder hoof van sy kerk. En nou die een wat oor alles regeer, en hoe nietig is ons mense nie, nee, ons dink Trump regeer of wie ook al menslik regeer, maar dit is Christus wat regeer. En hy regeer oor elke stukkie van hierdie aarde
Elke stukkie van die heelal. En weet jy, dieselfde een wat regeer oor alles, wat alles in stand hou, wat hy is jou hoof. Die hele skepping is onder hom, maar hy word in besonder aan sy kerk gegee om hoof van sy kerk te wees. En ons as kerk is nie hierdie swak groepie mense wat geen hoop het nie, of maar net probeer oorleef in ons omstandighede nie. Nee, ons behoort aan Christus wat die koning is van die heelal. En ons word deur hom regeer. En ons word geroep om vir hom te leef uit liefde op hierdie aarde. En ons word geroep om sy liefde aan ander mense uit te leef. Dat ons die kragtige werking wat in ons is, ook sal uitleef na buite. Hoe wonderlik is dit nie? Geliefdes, aan die einde van hierdie gedeelte, kan ons net een reaksie hê. En dit is om aanhoudend te bid vir mekaar. Ons as predikante vir julle vir ons, ouderlinge vir gemeentelede, diakens vir gemeentelede en almal vir mekaar. En ons een gebed moet wees, Here, mag U deur die Heilige Gees aan ons die wysheid gee om U so aan ons te openbaar dat ons U werklik kan ken. Mag hy ons geestesoë verhelder dat ons kan weet wat 'n hoop sy roeping inhou en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons in bewaring hou, wat hy vir ons bestem het. Geliefdes, dis my gebed. Dis ons gebed. Mag die Here ons geestesoë verhelder, dat jy in jou moedeloosheid sal besef, daar's hoop. Die werklikheid wat jy hier om jou sien, is nie die enigste werklikheid wat daar is nie. Daar's 'n veel groter, heerliker werklikheid en dit gee God vir ons. Mag hy ons geestesoë so verhelder. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is. Ons kan nie anders as om U naam groot te maak nie. U naam te eer nie, want aan U behoort die eer, heerlikheid en glorie van nou af tot in alle ewigheid. Dankie dat U dit vir ons kom wys het deur U Seun en nog steeds vir ons wys deur die werking van die Heilige Gees en die Woord. Vader, verhelder ons geestesoë. Ons het vandag hier by een gekom omdat ons in U glo. Maar help ons om U te ken en U heerlikheid te ken. Help ons om te sien wat 'n hoop daar is in die roeping wat U vir ons gee. Help ons om te sien die erfenis wat U vir ons bestem het. Vader, U weet in ons gemeente en selfs mense wat in ons diaspora wyk is, wat inskakel oor die internet en almal wat luister. U weet hoe moedeloos ons baie keer kan raak, want ons sien nie so mooi soos ons moet nie. Help ons om U grootheid, U heerlikheid te kan raak sien, sodat dit ons sal moed gee in ons moedelose omstandighede, sodat ons kan weet, U is magtig. U is almagtig om ons omstandighede ook te verander. Gaan asseblief met elkeen wat moedeloos is, dat hulle geestesoë verhelder kan word om die hoop te sien wat ons roeping inhou in die heerlike erfenis. Gaan so ook met ons, dat ons uit U krag sal leef, deur ook liefde vir mekaar en ander mense te wys. Behoed en bewaar ons so, deur die werking van die Heilige Gees,
Ons bid dit in die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, daar's nou geleentheid vir die insameling vir die liefdegawes en direk daarna, ek is eers verkeerd, ons gaan eers saam sing uit Skrifbreiding 7:2 vers 1 en 2. En daarna gaan ons geleentheid gee vir die insameling vir die liefdegawes en direk daarna gaan ons weer saam sing uit Psalm 150. Kom ons staan.
Geliefdes, die feit dat Christus uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvan hy weer sal kom, is die bewys dat ons die seën van die Here ook ontvang. Ontvang ook daarom die seën van ons Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Paar afkondigings namens die kerkraad. Die hemelvaartdiens van ons gemeente is donderdag 6:00 die aand of namiddag in ons gemeente. So ons nooi julle almal uit 6:00 donderdag aand in ons gemeente of in die kerkgebou. Is daar nog enige algemene ander afkondigings? Yes, Alta. Jy sal net die mic aansit, nee julle. Dan net die verjaarsdag. Baie geluk aan die volgende mense wat verjaar hierdie week. Ignas van der Walt, Miriam Lemmer, Hetty Malan, dan Hetty word 94 hierdie week. Baie geluk ook aan haar. Celia Salman, Lenet Voliter, Sion Willemse, Sion, hulle hier. Hy is 7 hierdie week, so ons dink aan hom. Dan Ben Lindetjie, Elsa van den Berg, Wim de Chevonne Vrucht, Wilna van der Walt, Anja de Swart, Chris Feiertag, Elsa Pretorius, Louis van der Walt en Pietro Venter. Baie geluk met julle verjaarsdag en mag dit 'n wonderlike dag vir julle wees. Net Alta. Net na my ook. Yes. Okay. En net voor ek begin, wil ek net sommer sê, Helene, ons is baie bly jy's terug hier na baie lang tyd. Soos julle almal weet, gaan ons die 30ste mos nou fees vier oor ons eintlik laas Oktober 40 jaar lank as gemeente bestaan het, maar in hierdie jaar het ons besluit sal ons nou die fees vier. En die fees gaan veral oor dank en lofprysing aan die Here. En ons gaan die dag dan begin met 'n lofprysing, en die koor gaan optree en ons as gemeente gaan ook liedere sing. En ons sou eintlik wou gehad het elkeen moes 'n lied kon opgee. Maar dit kan nie. Maar ons kan vra dat in die volgende 2 weke ons die geleentheid gaan skep met 'n doos wat daar agter is in die portaal, gaan blaai en gaan kyk na dankversies of lofversies in die Bybel. Skryf dit neer. Ons wil dit deel maak van die dag. En ons wil dit later miskien in 'n boek net sommer so plak, met jou eie handskrif of getik. Jy kan jou naam bysit, jy hoef nie nou 'n naam by te sit nie, maar so kan ons almal vir die Here ons stem op so 'n manier ook saam laat opgaan. Net soos vandag met Moedersdag skryf ons mooi goedjies vir ons maas. Maar dit is 'n dankdag, 'n verjaarsdag, en ons wil vir die Here dankie sê. En dan die kinders, julle mag prentjies teken. Ons wil graag julle prentjies teen die muur sit, sodat ons dit regtig 'n feesdag maak. Baie dankie vir elkeen wat gaan moeite doen om so ook deel te wees van hierdie spesiale dankgeleentheid. Ja. Geseënde dag vir almal.